Nader my God by U, nader tot my, net U genade Heer. Ek groet julle in ons wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons wag maar net nog rustig tot almal rustig raak en gaan sit. Is julle gemaklik, wil julle sitplekke inneem? Ons gaan nie 'n lang diens hê vandag nie, maar ek wil graag vir julle baie welkom heet hier by die lewensviering van Philip Pretorius. Gila. Klomp verskillende name hoe ons elkeen hom genoem het. My man het elke keer as ons praat van Philip, dan sê hy, o ja, was die vensters. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Ja. Op alles ras het ons 'n Filistyne funksie gehad. Ag nee, Flintstones. Filistyne, ou man. Okay, die Flintstones. En toe daai daar was die venster so gemaak. En my man het hom, dit is die noemnaam wat my man vir hom genoem het. Elke keer as ons praat sê, ja, o ja, was die venster. En my kinders noem hom die oom toe ons op die dak geslaap het. So, toe dit nou dink ek, wat? Toe onthou ek, ons het een keer op 'n dak geslaap, ek en my kinders, toe bel Philippus vir my. En toe video call ons, terwyl ek op die dak sit, in die donker, praat hy met my. En dis moments wat mens wil laat huil en lag gelyktydig. Dis moments wat mens nie sal vergeet nie. So vandag toe ons hier na toe ry, toe sê my kinders, gaan ons nou uit begrafnis toe van die oom wat ons op die dak gebel het. So elkeen van julle ken hom dalk as 'n ander naam of 'n ander karaktereienskap of 'n maniertjie hoe hy hom gehad het. Adrie Louise het gesê altyd as ons tee maak, dan sê sy, nee, jy moet nie die kant toe roer nie, jy moet die tee daai kant toe roer. Dan sê sy, Philippus het altyd vir sy maak nie lekker tee nie. Want sy maak dit nie reg nie, jy weet, sy moet dit nou so doen en die tee sakkie moet langer of party mense drink hulle koffie ook so, jy moet eers die melk ingooi. En elkeen het sy maniertjies en wanneer ons vandag hier aan hom dink, het elkeen van ons 'n storie om te vertel. So ek het nie baie stories nie, ek wil net vandag vir ons 'n gedagte lees. Maar voordat ek voortgaan, kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg wat ons het as familie en geliefdes om die lewe te vier van Philip Pretorius, om ons neefie, ons boeta, familielid, Here, vriend. Elkeen wat hier is, het 'n verskillende verhouding met hom gehad en op verskillende plekke saam met hom gedeel en saam kon ons Christus gedeel het. En dis die voorreg vandag. Ons bid Here dat elke woord wat gespreek word, dat U dit lewendig en blywend in ons harte sal maak, Here. En dankie dat dit vandag U hier teenwoordig is. U Heilige Gees is die vertrooster. U vertroos ons harte en U gee vir ons 'n gewaad van lof om te kan dans voor U. En ons dankie Here dat ons vandag nie hoef te treur soos iemand wat nie hoop het nie, maar dat ons kan celebrate en rejoice, want Christus leef. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus Christus naam bid ek. Amen. So, toe Esme my bel en vir my sê, dit is nou sulke tyd, jy weet, ons het almal van die nuus gehoor en ek wil eintlik net vir Anneke en vir Tronel eerstens dankie sê dat julle die groot tog moes gevat het om hom te gaan haal het. Ek dink dit was 'n groot ding en toe heeltyd dink ek aan die sabbatical wat hy gevat het, daai jaar. Ek meen hoe amazing het God sy weë gerig dat hy 'n jaar sabbatical kon vat. Die wat nou nie weet wat 'n sabbatical is of dit verstaan nie, my kinders het baie vrae. So ek moet altyd net vir hulle verduidelik, maar mens kry eintlik 3 verskillende sabbaticals. En net soos met fasting, baie mense sien fasting of prayer anderste, maar ek gaan nie te veel teoreties daaroor gaan nie. Dit gaan oor dat hy 'n jaar gerus het of afgevat het. En die voorreg wat hy in daai tydperk gehad het om nou nog in hierdie jaar vir sy vriende te kan gaan kuier.
oralste mense, geliefdes wat vir hom belangrik was, het hy gaan kuier. En dis die les wat ek uit sy lewe uit leer en wat hy vir my uitstaan is dat ons moet die tyd uitkoop vir mekaar. Al vat jy tyd af by jou werk. Hy het 'n hele jaar uitgekoop. Ja, miskien was hy op uitbranding of moeg of daar kan enige redes wees. Ons weet nie, dalk was hy net lus om op vakansie te wees. Of dalk het die Here gesê, jou tyd is so, want God rig ons voetstappe. En toe ek voorberei, toe kry ek hierdie stuk in Jesaja 61. En julle kan saam met my blaai, dis ook in die begrafnisbriefie. Jesaja 61. Vanaf vers 1 tot 11. En dit sê in die Bybel, dis die genadejaar van die Here. So dit was sy genadejaar. Toe ek dit lees, ek het die hele stuk deurgehuil. Julle gaan nou sien, want dit is vir my 'n opsomming van sy lewe. En amper so simmetries aan sy eie sabbatical wat hy gevat het, sy eie genadejaar. Vers 1. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring. Ek wil net sien of die vertaling dieselfde is dit nie. Ek sal dan die een lees uit die begrafnisbrief. Okay, die gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die met wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. Eintlik sê die ander vertaling dit net so mooi. Ja, ek gaan hom lees, julle moet maar volg. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van harte. Dit is vir my baie meer prakties, want Filippus sal nou regtig 'n verband gevat het en dit verbind het en 'n plan gemaak het. Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Om uit te roep, soos harp. En ek meen, as hy nou hier was, dink gou, hy sou nou uitgeroep het. Ja. Nee. Hy het nie gewag nie, hy sou net vooruit gegaan het. Mag ons sy voorbeeld volg. Sy lewe getuig van so baie dinge. Eintlik wil ek net gou sê, hoekom ek ook terwyl ek hierdie lees, toe dink ek daai keer toe hy my op die dak gebel het, toe praat hy oor die Japaneese kindertjies en die Chinese kindertjies. Toe besef ek, hy was Christus vir hulle. Hy was die liggie daar in 'n wêreld waar daar afgodediens is. Mense wat nie die waarheid ken nie. Het hy op sy manier en met sy streke en sy persoonlikheid en sy talente vir hulle die boodskap gebring. Om uit te roep 'n jaar van welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van ons God, om al die treuriges te troos, om vir die treuriges in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir die verslae gees. Net Tannie Maria, toe ek en Tannie gepraat het. Dis daai liedjie wat sê, put on a garment of praise for the spirit of heaviness. Ons het heaviness in ons harte. But let's put on a garment of praise, 'n gewaad van lof, 'n jas, sodat hulle genoem kan word ter terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeë dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Dis maar net God sal sorg. Maar julle sal priesters van die Here genoem word. Dink net al die tipe name wat ons mekaar noem. 'n Priester, dis 'n mooi woord. Aan julle sal gesê word dienaars. Definitief was Filippus 'n dienaar van ons God. Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle roem. En vers 7 is my die een wat die meeste uitstaan. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel. In plaas van julle skande. Ons almal het partykeer stoute goed aangevang. Ons almal het ietsie skandeliks. Iets wat nie mooi is nie. Maar hier sê die Here, in plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel. En dit is werklik van sy lewe kan ek double blessings heeltyd sien. Dubbele talente, dubbele, ek meen hy het geleerdheid wat amazing was om te weet. En alles wat belangrik is, hy het 'n dubbele deel ontvang. En in plaas van die smaad
sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, 'n ewige vreugde geniet. Dis vir ons ook. Want ek, die Here, het die reg lief, ek haat die roof. En dan vers 10 sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van huil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. So hierso praat hy oor verskillende kledingsuitrustings eintlik, waarmee hy beklee, want hy sê eers, want hy het my beklee met die klere van huil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. En dit is ook maar ietsie van ons lessings, en ook die Pretoriase, ek meen Esme, Anneke, Tronel, Tannie Maria met die lappies, laslappies. Eintlik as mens dink, as ek aan van Tannie Maria dink ek aan die Spreuke 31 vrou wat haar hande staan vir niks verkeerd nie. En dit is wat hy is, hy het altyd interessantigheid aangehaal. En geestelik ook wil ek julle vandag bemoedig en sê, kom ons trek aan, soos die Bybel sê, die Heilige Gees is die onderpand, sodat ons nie eendag naak bevind moet word. Wanneer, ons weet nie wanneer ons einde kom nie, kyk hoe vinnig het dit gekom vir hom. Maar wanneer ons einde kom, mag ons nie naak gevind word nie, mag ons die Heilige Gees hê as ons onderpand. Onderpand is eintlik 'n onderkleed. En dan begin jy mooi goed aantrek, liefde, geregtigheid, die karakter van Christus. So, ons gaan vandag die as begrawe, so dis amper soos 'n ter aarde bestelling. Dit is eintlik so uniek aan Filippus, want ek sê altyd, dis anders as die normale. En dis waarlik so. Ek wil vir ons net nog 'n stukkie lees uit 1 Korintiërs, nou het ek die hele plakkie vergeet. 1 Korintiërs 15, nee, dis die laaste een, ek gaan eers Kolossense 3 lees, daar is die laaste. Maar as ek dit nie nou kry nie, dan gaan ek dit maar los. Iemand het my, uit Kolossense, hoe is hy? As hy, Kolossense 3, skus, ek was nog nie verkeerd. As julle dan saam met Christus opgewek is, en dit is die belangrikste vandag. Ja, Filippus is dood. Maar hy gaan weer opstaan saam met Christus. Christus het vir ons klaar uit die dood uit opgestaan. En ons gaan hom weer sien, ons sê dit altyd. Maar hierdie wil ek vir ons lees, want dit is waarin ons hoop is. Dis waarin ons kan verheug en op die ouend ons trane kan afvee en kan getroos wees. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Kolossense 3 vanaf vers 1. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want dis al wat tel op die ouend. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is. En ek dink, hy was nogal bekend met dit in die wêreld daar buite ons, wat nog nie so ver getravel het nog nie al die interessantighede gesien en die afgodedienste wat daar is nie. Maar, en hy sê ook, baie van ons het al in dit vroeër gewandel, dan sê hy, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. En dan vers 13 sê hy, verdra mekaar. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. En beklee julle, hier sit weer, beklee julle, die hele woord is heeltyd vol, beklee julle. Maar party mense het karaktereienskappe van onvergewensgesindheid, hulle wil nie maklik vergewe nie, ek onthou dit. Dan sê ek altyd, okay, en onthou gou, wat is die goeie? Dink gaan ietsie moois oor. Want dan beklee jy jouself met iets moois. Ek wil jy iets aantrek wat vuil kole aan het. Nee, ons moet ons karakter moet skoon en mooi wees. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid,
Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En dit is wat ons vandag gaan doen. Ons gaan die oorwinningslied sing. En toe ek met Tannie Maria oor die foon gepraat het, en Tannie met my bietjie goeters deel, en ek meen ons almal met mekaar ook gesels, en dan hoor ons die stories. Maar op die eind van die dag het hy die beter deel ook gekies. En in die sabbatical dink ek wat hy het al baie genade van God gekom, en God se genade is genoeg vir ons. Hy het die wenstreep behaal. Philippus, ons is trots op jou. Waar is sy as? Hier is dit. Hy het klaar sy taak voltooi. Hy kan rus, en dis hoekom die Sabbat daar is. Ons moet almal die Sabbat heilig. Dis 'n beginsel van God wat hy gedoen het. Hy het eintlik besef, mens moet ook 'n bietjie rus. Mens moet 'n bietjie tyd uitkoop vir mekaar. Mens moet 'n bietjie in ons kar klim en ry en vir iemand gaan sê, kan ek by jou kom koffie drink? Kan ek saam met jou 'n grappie deel? Dalk is ek nie meer môre hier nie. Maar nou, ons het die tyd nou om oor die opstanding te praat, oor dit wat belangrik is. So Christus het opgestaan, en dit staan in 1 Korintiërs 15, en dan gaan ons die lied sing, jy kan vir ons die lied reg kry, dis in die, julle kan so toe blaai. Voordat ons sing, wil ek vir julle, en voordat ek vir julle vra om te staan en saam die liedere te deel, wil ek net hierdie ding lees. Gewoonlik lees ons dit as die graf afgaan, maar ek glo Philippus sou dit anders te wou hê. So ek wil dit so vir julle deel. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 42. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid. Daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer. Daar word opgewek in heerlikheid. In vers 44. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Vers 46. Die geestelike ewenwel is nie die eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike. En baie keer verstaan ons dit nie alles nie, maar ek sê altyd, as jy tyd uitkoop om te bid en met Jesus te praat oor alles wat jou pla, is wanneer jy geestelik groei. Ons elkeen het ons eie geestelike pad wat ons stap, ons maniere en ons. En Christus is so getrou en regverdig. Hy kom help ons. Jy vat die eerste tree en hy help jou verder. En dan sê hy hier by vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Dit is 'n geheim. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oogwink, in 'n oomblik, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word. Hier's weer die uitrusting. Beklee word met verganklikheid. En hierdie sterflike met onbesterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Eintlik is hierdie 'n lang hoofstuk, want my pa sê jy met 1 Korintiërs 15, want dit gaan oor van stof is jy geskape en tot stof sal jy terug nie. Ek sê, gaan jy al lees, ons hoor dit elke podcast. Maar julle ken dit. Hierdie hoofstuk ken ons al almal uit ons kop uit. Maar hierdie stuk is vir my die mooiste, die laaste 3 versies. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Esme, toe jy sê ons sing die oorwinningslied, is dit yes. Want waar, hier sê hy dit ook, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig en onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Partykeer mou ons oor wat ons moet doen, maar ons moet dankbaar wees. We must enter his gates with thanksgiving in our hearts. En so kan ons vir die Here dankie sê, dat sy lewe ook vir ons vandag tot stilstand roep, dat ons die tyd kan uitkoop vir mekaar, en die tyd kan uitkoop om saam te bid, en saam oor die Here te sing. Kom ons sing saam die oorwinningslied. Kom maar staan.
skuilingheid soos wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die woord sal ewig staan. Prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Kom ons bid net saam. Dankie Here vir u grootheid en u almag. U het alles geskaap, Here, en ons weet nie waar Filippus in sy lewenstydperk van 42 jaar oral gewandel het, Here. Maar u het sy voetstappe gerig en u het hom geseën. Ek weet selde daai versie wat sê waar ons voetstappe neersit, u gee daai terrein aan ons. En ek kan net sien, Here, wat het hy alles in sy lewe behaal. Daar's so baie stories wat ons dan met mekaar vandag kan deel, Here, wat getuig van sy lewe. En ook getuig van Christus, Here, en ons sê vir u dankie. Dankie dat ons vandag hierdie oorwinning kan verklaar oor sy lewe en net kan saam sing en saam dans. Ook soos Dawid wat voor u troon gedans het, Here. Is Filippus werklik 'n disipel, 'n kryger, 'n priester van u Vader wat u gekies het. En ons dankie Here daarvoor. Dankie dat ons hoef te tree soos een wat nie hoop het nie, maar dat ons hoop in die opstanding is van Christus. En ons loof en ons prys u daarvoor. In Jesus naam bid ek. Amen. Amen. Baie dankie. Julle kan maar weer sit. Pierre gaan vir ons nou 'n lied speel terwyl ons by die graf gaan wees. So ek wil julle aanmoedig en vat vrymoedigheid. En vertoef hier by die graf as jy moet. So ons is eintlik dan nou klaar met die verrigting as ons die lied klaar geluister het. Ons gaan daai lied luister en dan gaan ons hierso. En as ons nou klaar blommetjies gestrooi het, kan julle help die wat die graf wil toegooi. Dat ons prakties is. Of mekaar sê. Ek loop in die straat met my eie gedagtes. Ligte flits, maar ek voel nie die pyn nie. My voetstappe weer klank in kamers van stilte. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my hou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte?
het ek ooit genoeg gelos en skaries wat oor my voete gly. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ek hoop ek het iets agtergelaat, iets meer as net my naam. 'n lied in jou ore, 'n fluister in die wind wat sê ek is lief vir jou. Ek hoop ek het iets agtergelaat, iets meer as net my naam. 'n lied in jou ore, 'n fluister in die wind wat sê ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Verdwyn ek net in stilte. La 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 la. Elke keer as ek jou sien, word ek net weer stom. Ek oefen by elke robot wat rooi is, praat met myself asof jy daar is. Hoor hier begin ek, dans die lig groen, selfde storie elke oggend, selfde droom. Jare se woorde opgekrop, maar voor jou raak my kop leeg. Elke keer val my moed as jy verby stap. Ek is 'n held in my hart, maar stom geslaan deur jou. Almal sien dit, maar nie jy. My vriende lag, hulle weet presies ek sê wat alles kan sê, behalwe dit wat regtig saak maak. Jou naam is vasgevang in my keel. Ek is stom, woorde wil nie kom nie. Al wat hy kom is 'n hi of 'n awe. Ek is windgat op WhatsApp, maar delete dit net weer. Ek is cool by die braai, tot jy daarin stap. Heeltemal stom, heeltemal stom. Ses boodskappe moet ek nog stuur, hey. Te casual, hallo, te algemeen. Kry selfvertrou van die klippies en kou, maar sodra jy glimlach, verdwyn al my moed. Jou vriendinne probeer, hulle gee my kanse, maar ek staan net daar, soos 'n standbeeld. Oefen maak jou beter, sê almal vir my, maar ek oefen al so lang ek te pieksteer. Die woorde dans in my kop,
ek is stom. Ek kan nie praat nie, jou naam is vasgevang in my keel. Ek is stom, woorde wil nie kom nie. Al wat uitkom is 'n hi of 'n awe. Ek is wingat op WhatsApp, maar delete dit net weer. Ek is cool by die braai, tot jy daarin stap. Heeltemal stom, heeltemal stom. Miskien is dit oké om so te wees, om stom geslaan te staan voor jou. Want as ek kon praat, sou ek dalk iets sê wat die vriendskap breek tussen ons twee. Maar môre probeer ek weer. Môre is ek dalk sterker. Gerus iets by die waiter bestel op julle eie rekening. Ons gaan Môre. oor 5 minute begin. Goeiemôre almal, ek is Zani. Philip was my oom en ek gaan vir ons 'n paar boodskapies van vriende en familie aflees. Ek lees nou 'n boodskap af van Mariaan, Philip se vriendin van die Kaap af. Gila, kos maak was ons ding. Op my 30ste het jy seker gemaak ons het Horst de Uber gehad. Ons het die salty cracks en kasies uitgepak soos kondiseurs. Op vele kere was ons uit en sodra ons terug was, moes ons net kos maak. Van minsop na makkos wat Tannie Maria gesê het, ons moenie bruismeel gebruik nie, maar ons het. Braaibroodjies 3 die oggend gemaak met cocktail tamaties. Jy het my geleer van sekels maak, vars knoffel in slaai. The more the merrier. Gister het ek jou weer so gemis, Gister het ek jou weer so... Okay. Gister het ek jou weer so gemis en toe kom jou begrafnisnuus. My hart mis jou soveel, maar my hart lê by jou familie. As ek jou soveel mis, hoe baie mis hulle jou. Volgende lees ek 'n boodskap van Corneille Philip se niggie. Aan my neef Philip Pretorius. Eindelose stories vanaf kindsbeen vervleg. Staaltjies vertel, bring nou nie tot reg. Wie jy is, wie jy was en hoe ons jou sal onthou. Ek wens ons kon jou so bietjie langer by ons hou. Jy het voluit geleef, jou lewe geniet, die wêreld gereis, oral vreemdelinge vriende gemaak. Tye tuis saam gekuier, asof geen tyd verby gegaan het nie. Jou sabbatical, 'n voorbereidingsproses om dinge uit te sorteer, te rus en tyd saam geliefdes te spandeer. Met ons laaste kuier het ons nie gestry oor wie die keer huis toe gaan ry. Ek het nooit gedink dis die laaste keer nie. Jy kom nie weer nie. Jy's nou op 'n beter plek, maar vir my is daar 'n stukkie van wie ek is nou weg. Al is my hart seer en kan ek nie vandag daar wees nie, is ek dankbaar vir die tye saam. Ek sal jou nooit vergeet nie. Phil, ons gaan jou vreeslik mis. Dankie vir al die vreugde, lag en pret wat jy in ons almal se lewens gebring het. Al moet ons vir nou eers groet, sien uit om jou eendag weer te ontmoet. Met liefde, Corneille. En dan laastens gaan ek vir ons die brief in die blaadjie lees van familie af. Gila, ons blonde boetie ma se jongste, 'n seun met groot planne. Hy het nooit geleef soos die wêreld vir hom gesê het nie, maar soos sy hart vir hom het. Ondeend, altyd met 'n plan op die plaas, lekker stout op hoërskool, maar met 'n glimlag wat almal gewen het. Hy slaap eerder op 'n bank as 'n bed. Dit was nou as hy geslaap het en nie deernag op die stoep gesit en kuier het nie. Hy was enige tyd reg vir Sharp. Ons gaan die laatnag oproepe mis, al die WhatsApp videocalls en elke waar is jy nou avontuur. Jy het die wêreld jou huis gemaak, van plaaspaadjies tot Beijing.
vriende oral, harte vol, stories sonder einde. Dankie Gila dat jy ons lewens ligter gemaak het. Almal om jou het jou lief gehad en ons gaan oukei wees, maar nooit weer dieselfde nie. Ons mis jou vandag en altyd, met liefde ons almal. Ek roep nou enige iemand wat iets wil kom sê of dis nou 'n geleentheid. Ja, kom, julle hoef nie skaam te wees nie. Kom. Enigiemand? Hallo julle almal. Ek wil net namens Maria baie dankie sê vir die 2 meisiekinders wat China toe gegaan het om al die goedjies op te ruim en vir Esme wat hierdie kant rond gespring het om dit te voltooi wat hulle nie kon nie. Ons almal saam met Maria waardeer so opreg wat julle gedoen het en mag die Here julle versterk vir julle reis vorentoe en mag hierdie journey wat julle gehad het altyd goeie dinge in julle doen en mag julle uit dit sterk word vir dit wat op julle pad voorlê. Dankie. Is daar nog enige iemand met iets op die hart? Okay, ons gaan 'n voice note speel van een van Philip se vriendinne, Olivia. Hallo, ek is Peer. Jammer, hierdie ding is nou nog nie connect nie. Ek net sien JBC. Monique, hoe kom hy op? As 'n Stratos 3 Pro. Okay. Bluetooth disconnected. Paired. Okay, so hierdie is van Olivia, een van Philip se vriendinne. Hoeveel woorde mens die leemte wat jy gelos het? 2 maande terug het die wêreld nog sin gemaak en vandag. My choma, hoeveel woorde mens die leemte wat jy gelos het? 2 maande terug het die wêreld nog sin gemaak en vandag is dit stil. 'n stukkie van my is vir altyd saam met jou weg. Dit is onmoontlik om 'n vriendskap van 28 jaar in 'n paar minute op te som. Ja, 28 jaar. Deur hoërskoolse onsekerheid, universiteitste wilde jare wat verseker meer pret as wat was, en dan die dekades daarna wat ons lewens gevorm en getoets het. Ons vriendskap was nie net 'n bysaak nie, dit was 'n anker. Jy was my veilige hawe, waar ek my diepste en donkerste geheime kon aflaai, wetende dat dit net daar sou bly, net tussen ons. Jy het my geken, die goeie, die slegte en alles tussenin, en steeds het jy my lief gehad. Ek is onmenslik dankbaar vir die 2 kosbare weke wat jy by my gekuier het. Ag, as ek maar net geweet het dat dit ons laaste 2 weke saam sou wees.
Toe die wêreld en die druk vir ons te veel was, het jy gekies om my te kom kuier. En dit was so nodig. Daardie stilte en natuurlik ook 'n paar Jamesons tussenin vertroue het my weer eens gewys hoe diep ons band was. Ek sal daardie oomblikke vashou soos skatte. Die lagtye, die ernstige gesprekke en die wete dat ons tyd gehad het. Die stilte is oorverdowend. Die telefoon sal nie meer lui met jou nommer nie en damn it man. Daardie naweek oggendkoffies, weer die huis. Dit sal net nooit weer dieselfde wees nie. Wie gaan luister terwyl ek my week opsom en al my doses vertel? En wie gaan vir my die regte raad gee? Tog in hierdie pyn is daar 'n diepe dankbaarheid. 'n Dankbaarheid vir die voorreg om jou vriendin te wees. Dankbaar vir 'n band wat nie eens die dood kan breek nie. Want dit leef voort in my herinneringe. Ag, ek hoop jy en my ma sit en drink 'n ou wyntjie. Vertel tog vir haar dat ek haar mis en hoe baie ek haar liefhet. Dankie my ou chomma, my beste vriend vir 28 jaar. En dankie dat jy deel was van my lewe. Rus in vrede. Vir jou sal ek nooit ooit vergeet nie. Al my liefde. Olivia. Ja, shoot, dit was mooi. Ek wil net vir julle, ek gaan gou die bedankings doen. Ja, baie dankie vir julle almal wat hier is. Ons regtig waardeer dit. Julle dra die familie deur hierdie moeilike tyd. Ek dink nie my kinders het wel gesien huil nie, maar hier gaan ons. Stop. Ek het gedink hierdie gaan maklik wees. Ons wil net dankie daai blaadjies van julle. Ons wil net vir Silmie dankie sê en Esmie. Silmie het dit gedoen, baie dankie Silmie. Dan dankie vir Daniel van Afbop, dankie vir jou hulp. Bea en Bester, dankie dat julle die graf vir ons gegrawe het. Belinda, dankie vir jou raad en bystand met die dokumente. And then to Phillips School and friends in Beijing, we really want to thank you for your help and support, especially while Tronell and Anneke were in China. They wouldn't have been able to do this without your help. Your help meant a lot to the family. Willem en Monique, Willem staan asseblief nader. Waar gaan jy? Willem? Baie dankie vir julle moeite. Ek sal julle nou aan Willem voorstel. Hy skaam hom seker nou vir my. Marisha, baie dankie vir jou bydrae met die eetgoed. Karike, baie dankie vir die mooi boodskap en die manier hoe jy dit gedoen het. Esmie wil net haar vriendinne, Janine, Annelie en Jonita, ag sorry, Esther, dankie dat julle gekom het. Grap. En al die ander vriendinne wat nie is nie, al is julle nie. En dan Ma Maria wil net vir Esmie, Anneke en Tronell dankie sê vir die manier waarop hulle alles hanteer het, sonder om terug te duins vir enige iets in hierdie moeilike tyd. Ons waardeer dit. En dan Ma, baie dankie vir wat Ma vir ons doen. Ma is die gom van ons. En Ma kan altyd op ons knoppie druk, maar vandag druk ons op ons knoppie. Ons waardeer Ma en baie lief Ma. Baie dankie vir julle. Ek gaan nou nog net die laaste, ons beer net hierdie party op. As ek hierdie liedjie hoor, dan dink ek aan Philip, want dit is so hy. Julle moet glo eers iets kry om te drink. Maar ek speel ons, kan hom weer speel.
Sonsopkoms oor die stad, ek voel die ritme, vriende langs my, ons harte klop vinnig, geen gister, geen môre, net nou en hier, ons dans door die lug, ons vergeet al die vrees, voel hoe die wêreld draai, ons is vry, elke oomblik leef net jy en ek vandag, voel hoe die wêreld draai, ons is vry, elke oomblik leef net jy en ek vandag, goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Laat die musiek jou lig, laat ek jou dra onder stories in die sterre. Ons wonderbaar, elke glimlach, elke vonk is goud. Hierdie nag is onze en dit word nooit oud. Voel hoe die wêreld draai, ons is vry, elke oomblik leef net jy en ek vandag. Voel hoe die wêreld draai, ons is vry, elke oomblik leef net jy en ek vandag. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Hou vas, die goeie tye hier, dans saam, ons vergeet die vrees. Hou vas, die nag is ons lief, die goeie tye leef in jou en my hart klop. Voel hoe die wêreld draai, ons is vry, elke oomblik leef net jy en ek vandag. Voel hoe die wêreld draai, ons is vry, elke oomblik leef net jy en ek vandag. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Hou vas, dis goeie tye hier, dans saam, ons vergeet die vrees. Hou vas, die nag is ons lief, die goeie tye leef in jou en my hart klop. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Goeie tye, ons hou dit vas, ons skree die nag oop, ons breek die glas, lag en liefde, lig en vuur, hierdie goeie tye brand vir ewig. Almal ietsie om te drink. Okay dan, cheers. Hierdie is op Philip. Hy sou nog graag deel van hierdie wou wees. Cheers, Gila. Zani, wat gebeur volgende?
Okay, hierso is nog 'n boodskap. Zani, kom lees jy my Afrikaans en my Engels was nie goed op skool nie en my lees was ook nie goed nie. Weet, hierso is een van Philip se vriende. Almal het hom geken as Poukie. Hy het nou net 'n boodskap gestuur. Zani gaan dit gou voorlees. Jy moet dit nou nie op dinges nie. Ek gaan my bes te probeer. This is one of the hardest things I've ever had to post. It's taken me a while to write this because somehow posting it makes it feel more real and I wish it wasn't. It's been a week since I found out about one of my best friends passing, and I guess it's time I put this into words, even though I still don't quite know how. How do you say goodbye to someone who's been such a huge part of your life for over 20 years? We've shared it all, from university days to living together in Taiwan to being neighbors in Turkey. You got me through that first year in Taiwan when nothing worked out, supporting me financially and emotionally when I was completely stuck. Without you, I would never have been where I am now, and I'll never forget that. And let's not forget the copious amount of wine we've consumed along the way, mostly in our nightgowns. I'm surprised any vineyards survived us. You weren't just a friend, you were family. My mom thought of you as one of her own, and I'm still not sure who she liked more between us. We traveled together, laughed until our stomachs hurt, worked side by side, and probably got into more ridiculous situations than either of us would ever admit publicly. You had this incredible way of making any serious moment lighter. Even now I can hear you saying, "Don't be so dramatic, Pogles." But I'm sorry, this time it's impossible not to. What's really struck me over this past week is the outpouring of messages and memories from people I haven't heard from in years. Even in death, you've managed to reconnect us all. People whose paths you crossed are now talking again, checking in on one another and sharing stories about you. And what a beautiful thing that is. Thank you for 22 years of laughter, chaos, and unconditional friendship. The world's a little quieter without you, but I know you're out there somewhere with a glass of wine and a sneaky little Jägermeister in hand, telling stories and making everyone laugh. Gila, vir jou gaan ek bitter baie mis, en moenie worry nie. Ons almal sal okay wees, maar nooit weer dieselfde nie. Vir die laaste keer, is daar nog enige iemand wat ietsie wil kom sê, ietsie op die hart het? Nie almal gelyk nie. Sê maar, kom. Die kos is daar agter. Die mense kan opskep.